Ons kom vanmôre by die laaste gedeelte van hoofstuk 13. En hierdie reeks oor Matteus, en nou 'n klompie Sondae sit ons by hoofstuk 13. Verskoning, dis nie die laaste gedeelte nie, die laaste gedeelte kom nog. Die tweede laaste gedeelte, dit is verse 24 tot 43 wat ons nou lees. En dan bly 44 tot die einde nog oor. Ek het gewaarsku in die begin, dis 'n lang hoofstuk. So ons lees nou 24 tot by 43 in hierdie reeks. (24 tot by 43). Ek gaan my bes doen om so kort as moontlik, en alles lyk belovend dat dit korter as laasweek gaan wees. Laasweek was dit 'n 40 dae, 40 nagte preek. En niemand het aan die slaap geraak of omgeval nie. Maar vanmôre het ek my uiters bes gedoen hierdie week om dit kort te hou. Maar ek gaan probeer om die essensie vir u uit te lig. Ons gaan nie vanmôre vers vir vers deur hierdie gedeelte nie, maar 'n ander metode volg. Dis 24 tot 43. Jesus het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het. Een nag toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn. Toe die groen koring opskiet en in die aar begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. Die slawe van die boer kom sê toe vir hom, meneer, het u nie goeie saad op die land gesaai nie, waar kom die onkruid dan vandaan? Hy antwoord hulle, dis die vyand se werk. Die slawe sê toe vir hom, wil u hê dat ons dit gaan uittrek saam, dat ons dit gaan uittrek? Hy sê, nee, as julle die onkruid nou bymekaar maak, sal julle die koring saam uittrek. Laat albei saam groei tot met die oes. In die oestyd sal ek vir die wat oes sê, maak eers die onkruid bymekaar, bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring na my skuur toe. Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaadjie wat iemand gevat en in sy land geplant het. Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante en word dit 'n boom, sodat die voëls in sy takke kom nes maak. Hy het hulle nog 'n gelykenis vertel, die koninkryk van die hemel is so suurdeeg wat 'n vrou gevat en in 'n groot skottel meel ingewerk het, totdat dit heeltemal deursuur was. Al hierdie dinge het Jesus vir die mense in gelykenisse geleer, en sonder 'n gelykenis het hy vir hulle niks geleer nie. Dis vir die skare, soos wat ons verlede week gesien het. En so moes vervul word wat die Here deur die profeet gesê het, ek sal gelykenisse gebruik. Dit kom nie uit 'n profeteboek nie, dit kom uit 'n psalm. Ek sal gelykenisse gebruik as ek praat, en ek sal bekend maak wat geheim gebly het van die skepping af. Daarna het Jesus van die mense al weggegaan. Sien jy, dis presies die ritme wat ek verlede week vir u gewys het. Hy vertel die gelykenis vir die skare, en dan vir die disippels gee hy die verklaring. So ook weer hier. Sy disippels kom toe en vra, verduidelik tog vir ons die gelykenis van die onkruid in die land. Jesus antwoord, hy wat die goeie saad saai is die seun van die mens. Die saailand is die wêreld. Die goeie saad is die mense van die koninkryk. Die onkruid is die aanhangers van die bose. Die vyand wat die onkruid saai is die duiwel. Die oes is die volëinding van die wêreld, en die wat oes is die engele. Soos die onkruid bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die seun van die mens sal sy engele stuur, en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val, en almal wat die wet van God oortree, en hulle sal in die brandende oond gegooi word.
Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son. Wie ore het, moet luister. Ons lees net so ver saam, dit is Matteus 13, die verse 24 tot 43 vanmôre. Wat 'n aangrypende gelykenisreeks. Ek weet nie van u nie, maar ek het al gewonder, waarom die Here God se manier van doen so anders voel as wat ek sou verwag hy moet doen. Waarom voel dit byvoorbeeld asof die Here soms my gebed laat wag, lank laat wag? Ek probeer om elke week deur die hele gemeente te gaan, dit bedoel nie huisbesoek nie, maar op papier, deur al die name te gaan en vir elke persoon te bid. En vanmôre, toe dink ek by myself, toe ek vir vanmôre se name bid, toe dink ek by myself, hoeveel maande en maande en maande en maande en maande en maande bid ek Sondagoggende vir hierdie spesifieke mense, maar ek kan nie eintlik uit wat ek kan waarneem, agterkom dat daar enige antwoord op daai gebed is nie. Wat is dan die eerste versoeking by so 'n bidder? Om hoe te raak? Moedeloos te raak. Tweedens, dit te los. Dis wat ek ook wil doen. Maar ek het dit nog vanmôre nie gedoen nie. Ons weet tog dat uit die Bybel, 1 Johannes 5 byvoorbeeld, dat die Here sy kinders se gebede hoor. Daar staan dit dan tog. Maar sy antwoorde kom dikwels nie op my tyd en op die manier hoe ek dit verwag nie, en daarom veroorsaak dit wat? Spanning. Spanning wat hier tussen jou ribbebene sit. Ek bid, maar dinge gebeur nie volgens verwagting nie. Ons lewe in 'n hele wêreld waar dit lyk asof onreg vinniger beweeg as reg. Selfs mense wat ongered is, sê vir jou, hulle het onmiddellike antwoorde en oplossings gekry, selfs nadat hulle gebid het, terwyl hulle nie eens gered is nie. Terwyl die pad van ware, egte geloofsvertroue baie keer so traag is en onopvallend is. Die mense in die Here Jesus se tyd, die mense hier met wie hy hier gepraat het 'n soortgelyks van 'n soort van 'n spanning ervaar. Hulle het byvoorbeeld verwag dat die Messias, as die Messias kom, dan gaan die Messias vinnig, sigbaar en kragtig alles regstel wat verkeerd is in die samelewing, veral polities en ekonomies. En toe kom die Here Jesus en hy sê hy is die Messias en hulle glo dat hy die Messias is, maar sy bediening lyk heeltemal anders. Sy bediening is sag, sy bediening is geduldig en eintlik was sy bediening geweldig teleurstellend stadig. En dis een van die redes, glo ek, waarom Judas negatief geraak het en uiteindelik hom verraai het. Hulle kon nie verstaan wat 'n soort koninkryk van die hemel is dit wat teen so slakke pas beweeg nie. Hoe werk dit? En dit is presies die rede waarom die meester hierdie gelykenisse vir hulle vertel het, om te wys hoe die koninkryk van die Here regtig werk. En ons gaan dit sien nou binne minute in die 4 paragrawe wat ons gelees het. U sal agtergekom het dat in die gedeelte is daar eintlik 4 paragrawe. Dis eintlik 4 verskillende paragrawe. Die ene is net so bietjie onderbreek deur die ander en dit gaan oor die gelykenis van die saailand wat die Here natuurlik dan nou ook verklaar. En dan is daar natuurlik die gelykenis van die mosterdsaad en daar's die gelykenis van die suurdeeg en daar's ook 'n paragraafie waarin daar net vir ons geskrywe staan dat die gelykenisse as onderrigmetode deur die Here Jesus gebruik
deur die Ou Testament voorsê was. Maar ek wil, soos ek gesê het, nie vanmôre soos wat my gebruik is, vers vir vers deur die gedeeltes werk nie. Ek wil, om dit vir u te help, dat dit nie vervelig raak nie, wil ek dit afwissel vanmôre en wil ek 'n ander metode volg. En die metode is baie eenvoudig en daarom ook korter. Ek wil eers kortliks vir u sê waaroor elkeen van hierdie 4 paragrafies gaan, en dan wil ek aan die einde, of die tweede helfte van die boodskap, wil ek enkele geestelike beginsels en waarhede daaruit haal. En dis dit. Kyk, as jy so vinnig oor Matteus 13 lees, dan lyk hierdie gelykenis van die saailand amper soos die gelykenis van die saaier. En dan wonder 'n mens, hoekom vertel die Here nou 2 keer? Dis as jy vinnig lees. As jy stadig lees, dan sien jy, nee, dis glad nie dieselfde nie. Glad nie, ja, beide gaan natuurlik oor 'n saaier. Maar in die gelykenis van die saaier byvoorbeeld word saad gesaai wat die woord van God is, en in die gelykenis van die saailand het jy dit agtergekom, daar word mense gesaai. En daar's 2 verskillende saaiers. Jy sien, die fokus van die gelykenis op die saaier, het ons 2 weke gelede gesien, is op die verskillende reaksies van die mense op die woord van God. Maar die fokus van die gelykenis van die saailand wat ons vanmôre gelees het, is om te wys hoe dat gereddes en ongereddes saam in die wêreld en in die koninkryk van God in die wyeer sin van die woord bestaan totdat Christus terugkeer. En dit is 'n langsame proses. Dit kom nie binne sekondes soos wat ons dinge deur Wi-Fi kry nie. Dit is 'n lang proses. Die Here Jesus vertel van 'n man wat goeie saad in sy land gaan saai het, en terwyl almal slaap, donker seker, dan kom die vyand en die vyand saai, hy saai onkruid daar tussen die koring, en wanneer die plant uiteindelik opkom, dan wil die diensknegte die onkruid dadelik gaan uittrek, maar die eienaar sê, of die boer sê, nee, wag, sodat julle nie nou miskien die koring saam met die onkruid gaan uittrek nie, laat al 2 eerder saam groei tot by die oes. En dan later verklaar die meester die gelykenis van die saailand vir die disippels, en dan sê hy, hoorie, die saaier, jy sal sien, daar's tipes en antitipes in die gelykenis. Die tipe is die saaier en die antitipe is Jesus self. Die saaier is Jesus self. Die goeie saad is die Christusgelowiges. Die onkruid is die ongeredde mense. Die vyand is die duiwel. Die oes is die volleinding van die wêreld. Die maaiers is die engele. En die vuur is die vuur. Doelbewus kom die Here Jesus met hierdie verskriklike beeld van 'n vuur. En hy verklaar dit nie verder nie, hy los dit net so. Hy laat dit net so staan. En dan by die einde van die tyd sê Jesus, sal die Here God sy engele, dis op die laaste dag, sal die Here God sy engele stuur om alle onverloste mense, alle ongeredde siele uit sy koninkryk uit te verwyder, want hy weet presies op die naam wie elkeen is, en die verlostes, en hy weet presies op die naam wie elkeen is, hulle gaan soos die son skyn in die koninkryk van die Vader. Die kernpunt van die gelykenis van die saailand is dat God tans, dis die tyd waarin ons nou hier is, die 2000 jaar met ander woorde, waarin ons nou reeds is, vanaf die uitstorting van die Heilige Gees. Ons weet nie hoe lank dit gaan duur nie, maar die kernpunt is dat God tans toelaat dat die gereddes en die ongeredde mense, en daar's net die 2 groepe in die wêreld, dat hulle saam bestaan
Maar Christus gaan by sy wederkoms 'n volmaakte en 'n finale skeiding maak. Daarom moet die Here se volgelinge moet hulle geduldig wees, getrou wees, volhard met hoop. Want hy het vooruit vir ons gesê hoe dit gaan werk. En dan tweedens, by die gelykenis van die mosterdsaad, wys die Here vir ons dat die koninkryk, jy sien dis elke keer 'n aksentverskil, wys hy vir ons dat die koninkryk van die Here, daai selfe koninkryk waarvan hy nou gepraat het, maar daai koninkryk sê hy gaan klein begin. Maar deur God se genade en krag gaan dit groot groei en 'n geweldige invloed uitoefen. Hy vergelyk die koninkryk van die hemel met 'n mosterdsaadjie. En al is dit baie klein wanneer dit gesaai word, ja, groei dit later tot 'n groot plant. In die Midde-Ooste word hulle nogal groot, waarin die voëls kan nes maak. En daarmee wys die Here Jesus dat sy koninkryk aanvanklik onbeduidend lyk. En toe hy hierdie gelykenis vir hulle vertel het hulle juist daar gestaan en wonder, want jy weet, nou staan hy in die klein groepie, onthou dis nie die skare nou nie, hy in die klein groepie, hy dan juist lyk hulle lyk nie eintlik baie indrukwekkend in die oë van die wêreld nie. Maar dit is hoe die koninkryk werk. Want die Here beloof en sê, maar die koninkryk gaan nie klein bly nie. Deur God se krag sal dit voortdurend groei en mense uit alle volke uiteindelik bereik. En dit wat klein begin het, gaan uiteindelik 'n wêreldwye koninkryk word. En daarom moedig dit ons aan, vir my aan, om nie moed te verloor wanneer God se werk klein lyk of onbeduidend lyk nie. Die Here werk dikwels deur eenvoudige, nederige beginpunte, soos 'n mosterdsaadjie. En dan is daar derdens die gelykenis van die suurdeeg. Wat is anders by hierdie gelykenis? Wel, in hierdie gelykenis wil Jesus sê dat die koninkryk stil maar kragtig werk om mense en uiteindelik die wêreld, mense oral in die wêreld te verander. Hy vergelyk die koninkryk met suurdeeg wat 'n vrou in 'n groot hoeveelheid meel inmeng. En aanvanklik is daai suurdeeg, jy weet nie van die suurdeeg nie. Die suurdeeg is nie sigbaar eers nie, maar dit loop, daai suurdeeg loop sy pad, hy werk deur die hele deeg totdat die hele deeg deursuur is. En op dieselfde manier sê Jesus werk die koninkryk van die Here dikwels ook op 'n stille, onopsigtelike manier, maar die uitwerking is diep en omvattend. Daarom moenie moed verloor wanneer dit lyk asof daar min gebeur nie. Al sien ons nie dadelik die resultate nie. Die Here is besig om sy koninkryk uit te brei en sy doel te bereik. In die 4de plek sê Jesus, en daaroor het ons reeds gepraat verlede Sondag, so ek hoef nie daarop in te gaan nou nie. Maar hy sê in die 4de plek, net daar by vers 34 en 35, sê hy maar net, dat die gelykenisse was die onderrigmetode wat Jesus gebruik het, omdat die Ou Testament gesê het, dat die Messias dit gaan doen. En die Psalm wat ek genoem het, waar dit staan, het ek ook verlede week genoem, kon alweer voor verlede week gewees het, maar dit is natuurlik Psalm hoeveel? 78. Nou, al 4 hierdie paragrafies, broers en susters, tesame. Nou gaan ons na 'n punt toe met ons woordbediening. Jy moet hulle nou tesame. Ek het nou eers vir u een vir een gewys wat daar staan. Nou gaan ek vir u wys hoe dat 'n mens hulle tesame moet lees om te sien hoe God se koninkryk begin, hoe dit groei, hoe dit werk in die hede nou en hoe dit uiteindelik voltooi gaan word. Daai 4 goed. Dit gaan alles oor die koninkryk.
hoe die koninkryk begin, hoe groei dit, hoe werk dit nou in die hede en hoe gaan dit uiteindelik voltooi word. Alles volgens God se wysheid en raad en plan. Kom ons kyk nou vir die tweede helfte van hierdie boodskap, soos ek beloof het en gesê het, dat wat ons uit dit haal, daar kan baie uitgehaal word, maar wat ons daaruit kan haal vanmôre is 'n paar kerngeestelike waarhede. En ek wil tog maar vir u vra of u sal kan probeer om daarop te konsentreer. Dit is nie altyd so maklik nie, maar probeer maar vra die Here se hulp om vir u te wys. Eerstens, die eerste geestelike waarheid is dit: die koninkryk van God begin klein en gering, vriende. Daardie drie eenvoudige beelde wat Jesus gebruik is van groot belang. 'n saaier wat saad saai, 'n mosterdsaadjie wat klein is en 'n klein bietjie suurdeeg wat in 'n groot klomp deeg ingewerk word. Al drie daai beelde wys vir ons, dit lyk klein, dit lyk stadig, dit lyk onindrukwekkend. Maar dit is hoe die koninkryk van God werk. Die koninkryk van God is nie 'n klaargemaakte pakket nie. Dit is nie 'n klaargemaakte van die rak af realiteit wat net so skielik uit die hemel uitval nie. Dit groei, dit neem tyd, dit ontwikkel ongemerk, dit ontwikkel stadig. Is iets wat baie moeilik is vir ons in die 2026 om te verstaan. Is iets wat ons baie moeilik hanteer, waar die hele elektroniese wêreld waarin ons lewe blitsig is en gou is. Jy tik nou in, jy wil nou 'n antwoord hê. En dit kom ook. Om nou van die wêreld waarin ons lewe oor te skuif na die beginsels van die koninkryk is glad nie so 'n eenvoudige saak nie. Die sigbare groei van die koninkryk van God in hierdie wêreld is iets wat stadig en byna onopmerkbaar gebeur. Maar dit gebeur, want die mosterdsaadjie word 'n groot plant. Die suurdeeg werk stilweg deur die hele deeg, totdat die hele deeg deursuur is. Die saaier, wat in daai tyd, soos ek verlede week verduidelik het, daai tyd het hulle gesaai met die hand, met ander woorde gestap met 'n sak met die saad en gesaai met die hand. Die saaier bly geduldig saai, selfs in 'n wêreld wat hom dikwels verwerp en waar die onkruid teen hom staan. Vir die menslike oog lyk dit, klein, maar in werklikheid is God regtig besig om sy koninkryk te vestig. En op die oesdag gaan dit baie duidelik word hoe groot dit in werklikheid was. Onthou, die koninkryk begin al gevorm word van die moederbelofte af. In Genesis 3:15. Nie van Pinksterdag af nie. Met ander woorde, by die oesdag gaan dit baie duidelik wees hoe groot dit eintlik was. Die tweede geestelike waarheid wat ek vir u wil noem is dit. Ek noem dit so in my eie woorde, ek sê, die koninkryk, dis die tweede, die koninkryk is werklik hier. En jy moet die aksent op elkeen van daai woorde sit. Die koninkryk is werklik hier. 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 Elke woord het 'n aksent. Ons moenie mislei word deur die klein en eenvoudige begin van die koninkryk nie. Ons moet ook nie toelaat dat ons net kyk deur dit wat ons rondom ons sien en hoor nie, want die koerant en die nuus en wêreldgebeure en alles wat jy op sosiale media sien, dit definieer nie die werklikheid nie. Die woord van God definieer die werklikheid. En as 'n mens dit nie weet nie, dit klink nou so 'n eenvoudige ding om te sê, want dit klink asof enige kerkmens weet dit tog. Maar ons weet dit sekerlik. Maar dit is nie so eenvoudig om dit in die praktyk te glo nie.
In die praktyk glo ons die goed wat ek op my foon sien. In die praktyk glo ek hierdie video van hierdie sogenaamde belangrike persoon of wat dit alles mag wees. Maar die Bybel sê die werklikheid word gedefinieer deur die woord van God. Het u geweet dat in die laaste dag die woord van God alleen die sê gaan hê? Die Here Jesus sê in Johannes 12 vers 47, ek gaan julle nie oordeel op die laaste dag nie. Hy sê die woorde wat ek gespreek het, gaan julle oordeel op die laaste dag. Met ander woorde, wat gaan die laaste sê? Die boek. Die woord van God. En die woord van God sê, die koninkryk van God het reeds naby gekom. Die koninkryk is werklik hier, omdat die Here Jesus gekom het. En omdat die Heilige Gees uitgestort is. En omdat hy hier is die koninkryk hier. Hy is die saaier wat self die goeie saad, en onthou nou die goeie saad in hierdie gelykenis is die Christus gelowiges. Hy is die saaier wat self die Christus gelowiges saai, sy koms in die wêreld en veral ook sy opstanding uit die dood en sy hemelvaart is die groot bevestiging dat die koninkryk van God al klaar aangebreek het. En tog moet ons dit baie mooi verstaan, vriende. Die Bybel leer ook vir ons dat ons nog steeds lewe in 'n tyd waarin die koninkryk reeds gekom het, maar nog nie in sy volle heerlikheid voltooi is nie. 'n Mens sou kon sê daar's alreeds iets en daar is nog nie iets nie. Jesus regeer reeds, maar die finale openbaring van sy oorwinning, dit wag nog op ons in die toekoms en veral by die wederkoms. En baie mense val in hierdie vangstrik omdat hulle sê, maar as Jesus gekom het en hy het gesterwe en hy het opgestaan na die hemel gevaar en die Heilige Gees uitgestort en al hierdie wonderlike dinge is nou alles in plek, dan beteken dit mos nou dat ek moet vir hierdie ou hande oplê en daai ou hande oplê en daai ou hande oplê, hierdie ou hande oplê, daai ou hande oplê, hierdie ou hande oplê en die hele lot moet gesond word. Want dan mag jy 'n ding so siekes wees nie. Jy sien, dit wat vir die voltooide koninkryk bedoel is, wil baie mense nou reeds deel van die koninkryk sien. Omdat hulle vergeet dat die koninkryk hier is beslis, maar nog nie in sy heerlikheid voltooi is nie. Dit is waarom ons die spanning ervaar. Daar is die antwoord. Dis hoekom ons die spanning ervaar. Die koninkryk is werklik hier, maar dis nog nie volledig sigbaar wat dit eendag gaan wees nie. Dan gaan daar verseker nie siekes wees nie. As 'n voorbeeld. Dit is spanning wat gaan voortduur, dis die slegte nuus. Hierdie spanning gaan voortduur totdat die Here kom. Maar dis die tweede waarheid wat ek vir u wil genoem het. En dan derdens wil ek kortliks vir u noem, vir u wys daarop om te sien hoe geduldig die saaier is. Hier's 'n groot stuk geduld in hierdie gelykenisse, vriende. Die saaier is nie die enigste een wat in die wêreld saai nie. Jesus sê daar's 'n ander saaier wat ook saai en dis die Satan self. Hy saai die onkruid. Hy saai die soos ons kan sê die ongeredde siele is daar. En hierdie onkruid lyk aanvanklik amper baie net soos die koring. Dis eers later wanneer dit groei wat jy die verskil kan sien. Die punt is egter waar God werk, is die vyand ook aan die werk. Dit beteken dat die wêreld en selfs die kerk nie 'n eenvoudige skoon ruimte is waar alles onmiddellik net lig of net duister is nie. Daar's 'n mengsel teenwoordig. Daar's altyd 'n mengsel. Maar let op, die Here Jesus sê, die saailand is nie die kerk nie, dis die wêreld. Die Here sê nie die kerk moet en sal ook 'n mengsel wees van lig en duisternis en sonde en ongeregtigheid nie. Hy sê dis die wêreld, maar ongelukkig sypel dit ook deur na die kerk. Dink byvoorbeeld aan sy eie klein gemeentetjie waar daar Judas gesit het, of aan die eerste gemeente in Handelinge waar daar Ananias en Safira was. Maar in die besonder die wêreld
waar God se heerskappy en sy koninkryk ook 'n invloed het. God se heerskappy en koninkryk het 'n invloed oral, nie net in die kerk van die Here Jesus nie. Dis hoekom ek gesê het, die koninkryk, jy kan die koninkryk smal sien in die kerk, maar ook breed sien. In die hele wêreld het God te sê in alles. En daar is die koning en die onkruid teenwoordig. Maar dit roep 'n vraag natuurlik op, en om te sê, eerste ding wat 'n mens wil sê is, maar waarom trek die Here nie die onkruid dadelik uit nie? Dis die hele probleem ons nou opgelos. Die slawe in die gelykenis vra dit ook. Hulle sê, wil u nie hê dat ons die onkruid nou gaan uittrek nie? En die antwoord is verrassend. Hy sê, nee, laat hulle albei saam groei tot by die oes. Nou waarom so, en dis die hele punt wat ek vir u wil wys, by die derde punt is hier, waarom so, en dit is vir my eintlik baie wonderlik, dis omdat dit vir my wys op die diepe, onverklaarbare geduld van die lewende God. Maar hierdie geduld beteken nie dat God sonde kondoneer nie. Dit beteken ook nie dat geregtigheid, ongeregtigheid en sonde uiteindelik maar soos dieselfde sal wees nie. Dit beteken ook nie dat die wederkoms nie gaan plaasvind nie. God mag geduldige 2030, 2050, 2100 en dan gaan die geduld. Nee, die Here sê daar gaan 'n finale skeiding kom. Die tyd is vasgestel dat daar 'n finale skeiding gaan kom. Dit staan soos 'n paal bo water. So waaroor gaan hierdie geduld? Die Here God se langmoedigheid gee ruimte vir wat? 2 Petrus 3, bekering. Hy's nie haastig in sy oordeel nie, maar hy's geduldig, omdat dit sy wil is dat mense tot redding moet kom. 2 Petrus 3 vers 9. En terwyl die tyd van genade nog aanhou, roep en bring hy ook mense, soos ons verlede week gesien het, wek hy dooies op. Hy bring mense daadwerklik tot geredding in Christus. Die punt is net, die punt is nie dat die onkruid veilig is nie. Die punt is dat die dag van oordeel het nog nie aangebreek nie, en dit maak dat baie mense mislei word en dink dit gaan nie aanbreek nie, en daarom dink hulle is okay, en hulle gaan net aan. Prediker 8 vers 11 sê, die rede dat, omdat God nie onmiddellik sonder straf nie, dink mense, hy gaan dit nooit doen nie, en dan hou hulle aan daarmee. En dan val hulle uiteindelik oor die afgrond. Prediker 8:11, gaan lees dit. Die koninkryk groei nie net stadig nie, maar die koninkryk het 'n inherente stuk geduld, totdat God die finale dag laat aanbreek, die oesdag. En daardie dag is nie onseker nie, en daarom in die 4de plek, kyk op watter geweldige einde die koninkryk afstuur. Die geduld van die saaiër beteken nie eindeloos, geduld beteken nie uitstel ad infinitum. Dit beteken nie eindelose uitstel nie. Dit is geduld met 'n doel. Vriende, die geskiedenis beweeg na 'n besliste punt toe, 'n klimaks. 'n Onsigbare hand is besig om die aardbewoners in 'n drukgang af te stoot soos in 'n tregter. Alles beweeg na en bou op tot 'n finale dag. Dink aan 'n tregter, dan kry jy die beeld. Wanneer die Seun van die Mens sy engele gaan uitstuur en daar 'n finale skeiding gaan kom tussen koning en onkruid, die enigste 2 groepe wat daar is op die aarde. Daarom kom daar 'n dag van reuse skeiding. Ons preek dit gereeld in die publiek. 'n Reuse skeiding. Die mense wat inklusiwiteit voorstaan, die woke en alles wat ons verlede week oor gepraat het, hulle sal nooit vir jou hierdie boodskap preek nie. Want hulle Jesus wat hulle in hulle kop het, sal nie doen nie sulke goed nie. Maar die Bybelse Christus gaan 'n dag van skeiding bewerk, en niemand kan verhoed dat dit gebeur nie, net so min as wat jy jou eie dood kan verhoed. Net so min kan jy die aanbreek van die oesdag verhoed. Jy kan dit nie verhoed nie. Maar vir die ware kindertjies van die Here gaan dit 'n dag wees van onbeskryflike blydskap, 'n vreugde. Vir die wat aan die Here Jesus Christus behoort, is daardie dag nie 'n dag van vrees nie, is 'n dag van vervulling.
Alles wat deur sonde gebreek was en vernietig was en verskeur was, gaan finaal herstel word, het ons gelees vroeër in Openbaring 21. Jesus sê self hier in vers 43, hy sê die kinders van die Here gaan skyn soos die son in die koninkryk van die Vader. Dis die bestemming van God vir alle wedergebore mense. God het 'n bestemming. As jy 'n kind van die Here vanmôre is, God het vir jou 'n bestemming. Jy's nie hopeloos uitgelewer aan die toeval en die noodlot en wat die heelal. Ek het 'n haarkapper gehad destyds wat gesê het hy glo in die universe. Ek sê regtig? Die universe is dan 'n skepping van God. Glo jy in 'n skepping van God dat dit God is? Die universe nie, die heelal. Nee, vriend. God het 'n bestemming vir sy wedergebore mense. Dis nie vernietiging nie, dis heerlikheid, sê Jesus. Daar gaan geen plek meer wees vir sonde en begrafnisse en siektes en dood en die mag van Satan. Alles wat teen God opgestaan het, gaan finaal tot stilstand bring en dan gaan nie 'n enkele krieseltjie onkruid sigbaar wees nie, want God se heerlikheid gaan alles vul. Openbaring 21 wat ek vir u gelees het vroeër, beskryf die werklikheid van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waar God alles gaan nuut maak. Trane, pyn, dood, al daai goed gaan nie meer bestaan nie. Wat nou nog saamgroei, gaan finaal geskei word. Wat aan Christus behoort, gaan vir ewig sy teenwoordigheid beleef. Wow. Ja, om dit te ding, die Here het 'n bestemming vir my. Dis nie toeval nie. Dis iets baie groter. Dis iemand. Vyfdens. Die finale eindbestemming van elke mens wat ooit op die aarde gelewe het, sal wees of skuur of vuur. Of skuur of vuur. Die onkruid beland in die oond. Maar die koring in die skuur. Dis net daai twee eindbestemmings. Teen wil en dank sal God se magtige engele onwedergebore mense vanuit elke uithoek van die aarde bymekaar maak. Niemand kan wegkruip of ontvlug nie. Kan jy verstaan waarom Jesus sê dat as jy enigstens ore het, dan moet jy luister. Maar vers 42 en 43 stel dit nog sterker as dit. Hulle sê onwedergebore mense sal in die vuuroond gegooi word. Met ander woorde, hulle sal teen wil en dank, teen hulle sin sal hulle daarin gedwing word. En daar sal 'n geween wees en 'n gekners van die tande. O, die verskriklike wroging en verwyte en spyt wat miljoene jare lank net aanhou en aanhou en aanhou en aanhou. Dit kom net nie tot 'n einde nie. Ons hoor gereeld daar buite dat mense vir ons sê, dit het onlangs weer gebeur, dat iemand sê, ek gee nie om of ek hel toe gaan nie. Iemand wat dit sê, vriende, het nie 'n idee wat hy sê nie. Nie 'n idee nie. Nie as jy weet wat die woord van God sê nie. Maar o, die ou kindertjies van die Here gaan soos die son skyn, sê Jesus, in die Vader se koninkryk. Soos die son skyn. Dis onmoontlik om na die son te kyk. Jou blote oog, jy sal blind word. So gaan die kinders van die Here in die koninkryk wees, ook vir miljoene en miljoene jare sonder ophou. As 'n mens dit besef, dan besef jy dat niks is eintlik 'n opoffering vir my nie. Wat is dit? Enigiets. As ek weet waarheen ek op pad is, kan ek met enige ding saamleef. Die swaar kry wat die kinders van die Here belewe hier op die aarde, gaan die laaste swaar kry wees wat jy ooit
ooit in die ewigheid gaan ervaar. Daai pyn wat nie kan weggaan nie, daai terminale siekte, daai dit of die dat of wat dit alles mag wees, die finansiële stres en wat al vir 30 jaar kom en jy sit nou nog daar, en die dit en die dat jy sê, Here, wil U my nie maar neem nie asseblief, maar het U geweet dat as U 'n ware wedergebore mens is, dan is dit al lyding en swaar kry wat U ooit gaan beleef. Nooit weer iets daarvan nie. En die bietjie plesier wat die ongeredde siel hier op die aarde het, gaan die laaste genot wees wat hy ooit sal hê. Laat ek afsluit met die vraag wat mense altyd maar weer vra. En dit is, sal dit regtig 'n werklike vuur wees? Of is dit net simbolies? Het jy agtergekom dat in die gelykenis, jy het dit agtergekom, want ek het dit reeds gesê, maar het jy agtergekom, of het jy net nou gehoor dat ek sê, dat in die gelykenis elke tipe 'n antitipe of 'n antecedent het? Het jy agtergekom? Die saaier is die seun van die mens. Die saailand is die wêreld. Die goeie saad, die kinders van die koninkryk, die onkruid, ongelowiges, die vyand, die duiwel, die oes, die volleinding van die wêreld. Sien jy die antecedent elke keer? Die maaiers is die engele. Maar het jy agtergekom dat die vuur nie 'n antitipe het nie? Die vuur bly vuur in Jesus se gelykenis. En dit klop 100% met die getuienis van die res van die skrif. Ongeveer 23 verwysings net in die Nuwe Testament wat leer dat die poel van vuur waarvan ons net nou gelees het, inderdaad 'n werklike plek is. Dis nie net 'n werklike plek nie, maar dis ook 'n werklike vuur en pyniging. Dit alles laat ons met twee realiteite oor, vriende, ten slotte. Daar's net twee realiteite wat oorbly. Aan die een kant is dit God is geduldig en daarom is die tyd van genade nog nie verby nie. Aan die ander kant, die ander realiteit is die oesdag is seker. Dis seker. En daarom is vandag nog 'n dag van genade. Koop daarom die tyd uit. Efesiërs 5:16. Koop die tyd uit. Redeem the time. Koop die tyd uit. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. En wat 'n wonderlike geleentheid is daar nie in 'n diens soos hierdie nie. Miskien kan 'n mens net sê, Here, help my dat ek totaal uitverkoop mag wees aan Christus. Miskien is daar iemand wat so op 2 silinders aangaan. En diep in die hart, as 'n mens werklik wedergebore is, dan hinder die silinderstorie jou, want as jy nie op vol silinders hardloop nie, dan is jy altyd onrustig. Jy's nie lekker nie. Omdat die Heilige Gees daar is. En miskien moet u en ek vanmôre sê, Here, as ek net op volle silinders kan vuur vir Christus Jesus, want dis uiteindelik al wat regtig saak maak. Ek gaan vir ons bid en dan kan ons na die gebed luister.
Ek wil tog vir u sê voor ek bid, moet tog nie na alles luister wat jy sien en hoor in aanlyn nie. Kom altyd terug na die skrif toe. Kom na die skrif toe. Die misleiding is ontsaglik. Ontsaglik. Kom na die skrif toe. Al is daai skrif hoe ongemaklik. Kom terug na die skrif toe. Dis al waar ons veilig is by die Bybel. Nou kom ons by die bid. Dankie vir die absolute versekering, Here, dat die koninkryk reeds gekom het. Al sien ons dit nog nie in sy volle heerlikheid nie. En soms raak ons bitter ongeduldig. Dis waar. Maar Here, 'n vrug van die Gees van God is geduld. Dankie vir die groot lankmoedigheid, Here. Die groot lankmoedigheid. Gee dat ons getrou mag volhard. Al lewe ons in 'n wêreld waar koning en onkruid saam groei. Maar laat ons nie moed verloor nie. Veral nie wanneer die werk van die Here so klein lyk nie. Onopsigtelik is nie. Help ons om te lewe met ons oë gerig op die groot oesdag. Waaroor daar geen twyfel in die woord van God is nie. Maar bovenal, soos wat ons nou net gesê het, om uitverkoop te wees aan die Here. Dit beteken om algeheel oorgegee te wees aan die Here en sy werk. Ek gee vir 'n oombliekie van stil gebed, net 1 minuut van stil gebed. Wat is dit wat u vir die Here wil sê vanoggend? Kom ons gee nou geleentheid vir die bankkollekte.